Vriende, goeiedag. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Weet jy, ek wil vir jou vandag bemoedig en vir jou sê, kry vir jou mense wat saam met jou bid. Intercessors. Gesamentlike gebed het baie krag. Jy weet, ons leer daai verhaal van Petrus, wat bevry is uit die tronk, deur 'n engel van God. Gaan kyk wat staan in Handelinge 12 vers 7. En as jy daai verhaal gaan lees, dan sal jy sien, die Engelse vertalings praat, party vertalings, die mense was besig met agonizing prayer. Aanhoudende gebed vir daai man wat in die tronk was. Jy weet, ek wil so kort getuienis met jou lewer van die krag in gesamentlike gebed. Ek het een keer die voorreg gehad om te bedien daar by Tosca en Piet Plessis en Brei en al daai areas. Nou is so 100 plus kilometer is dit nog van Vryburg af. Weet jy, daar's baie sand en baie pofadders. Ons het 'n swart mamba gekry in die pad wat regop voor die bakkie gestaan het wat ons mee gery het op daai stadium en alles. Ek het amper op 'n pofadder getrap ook. Hy was so meter van my af by 'n plaas wat ek gaan besoek het en alles. Maar weet jy, ek ontmoet daarso 'n ouer paar met 'n klein meisiekind, blondekop meisiekind, seker 7 jaar oud. Die ma deel met my 'n getuienis. Sy's op haar Marmary, toe so 'n paar jaar terug deur 'n pofadder is sy gebyt. Mense, nou 'n pofadder byt is 'n lelike storie. Maar die ma vertel vir my, hulle het gebedsversoeke uitgestuur landwyd. Sy het nog lank gevat by die hospitaal te kom ook en al daai tipe goed. Hy gif het versprei. Weet jy, daai meisiekind staan voor my. Nou ek het die before foto's gesien, hoe daai been van haar gelyk het, nadat sy toe nou gebyt is. Ek sê vir jou, kan dit tot vandag toe skaars glo. Daar is nie eens 'n litteken op haar Marmary nie. Dis wat God kan doen met gesamentlike gebed. Dis vandag wat ek vir jou wil sê. Wonderlike getuienis, dit het my laat dink aan Naaman, wat gedoop is 7 keer daar in die Jordaan, met sy melaatsheid. Hy is nie net genees van hy melaatsheid nie, sy vel het self soos 'n jong seun se vel gelyk. Dis wie God is op die einde van die dag. Kom ons vertrou vir hom, dat hy vir ons sal ingryp met gesamentlike gebed. Kom ons bid vandag sommer weer almal saam vir reën hier in Suid-Afrika. En Namib ook. Hemelse Vader, ons nader ons vandag weer tot die troon, as ons weer bid vir reën in Suid-Afrika, Namibië, so baie plekke wat so dringend reën nodig het, dat U dit ons asseblief sal gee. Ons loof en ons prys U daarvoor, ons sê vir U dankie, dat absoluut niks by U onmoontlik is nie. Ons bid dat U wil geskied. Halleluja. Amen. Mag jy 'n wonderlike, fantastiese, geseënde dag vandag hê. Blessings vir jou.